U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Nou ja, net voordat ek die laaste episode met julle deel, wil ek daarom net iets oor die boek self en die skrywer ook deel. Ellen Keywood, die skrywer, was vir 30 jaar 'n hoërskool-onnie gewees aan Vogtville Hoërskool in die Noordwes provinsie. En hierdie is so 'n kykie gewees in haar laaste jaar of jare van skool gee, en dit is ietsie wat ek verstaan wat op haar hart was om te doen. 'n soort van 'n biografie, ietsie, 'n mooi keepsake, soos die Engelsman sal sê, nê? 'n vergeet my netjie. Hierdie boek, sy eerste druk en eerste uitgawe is in 2023 deur Worldwide Books and Art, die redigering en uitleg deur Vanus Botma, die ontslagontwerpser was Philippa Haskins, en ja, dan is daar ook voor in die boek 'n natuurlike klomp verklarings as jy nie geweet het, soos ek ook baie keer, waarvoor van hierdie afkortings wat sy in die boek gebruik staan nie. Die Barrett se taksonomie was een van hulle wat ek gewonder het, wat is dit? Dit is die toetsing van leerders se denkvlakke om te sien of hulle inligting letterlik kan erken, kan herorganiseer, afleidings kan maak, inligting kan evalueer en hulle waardering daarvoor kan uitspreek. Nou, daar weet julle almal, en is ons almal nou so 'n bietjie slimmer, nie? En dan is daar alles soos BL is die bestuursliggaam, klusteratlete, dit is 'n geleentheid of 'n uitdaging waardeur atlete kompeteer met atlete en ander skole, en hulle daardeur kan vergelyk. En so gaan dit aan, IGO, WG, PPP, en dis alles in hierdie pragtige boek van haar, baie mooi uiteengesit. Ellen dra hierdie boek op aan al haar jarelange kollegas met groot omgee harte. Predikers sê nou wel, alles kom tog eendag tot niks, maar ek dink nie, ons het te sleg gevaar by ons skooltjie onder die boom nie, skryf Ellen. Nou ja, daar sy. En met hierdie wil ek vir jou sê, Ellen, baie dankie dat ek die voorreg gehad het om hierdie boek te mag opneem vir jou. Dit was vir my baie leersaam gewees, en ek het 'n nuwe respek vir onderwysers en die onderwys gekry, nadat ek van hierdie goede gelees het, hoor. Ek het 'n paar onderwyser vriendinne self ook, en hulle het ook altyd vir my gesê, die meeste mense is onder 'n wanindruk wat dink 'n onderwyser het 'n halfdagpos. En na hierdie boek moet ek vir jou sê, ek dink niemand kan ooit weer sê, hulle dink 'n onderwyser het 'n halfdagpos nie, en ek dink die wat onderwys as 'n loopbaan beoog, sal nou baie goed ingelig wees. 'n dag of 'n jaar in die lewe van 'n onderwyser, die harde feite, nee, maar ook al die lag en die trane en die liefword vir kinders en die vriendskappe, en natuurlik ook die romanse in die onderwys. En die respek wat daar is ook vir skoolhoofde. Hulle word so vinnig, so maklik gesien as, hy is nou maar net, of sy is nou maar net die hoof. Jy weet, die onnies doen eintlik die werk, of wat ook al. Nou weet 'n mens hoekom mens haar as mevrou aanspreek, of meneer. Ek weet, ek spreek nou nog, as ek my hoof raakloop sien, spreek ek hom nou nog as meneer aan. Of die kinders se skoolhoofde. So, daar is met groot respek, wat ek na ons skoolhoof na toe terugkyk, nie as jy na jou skoolhoof na toe terugkyk. Nou ja, toe. Baie dankie, en ek hoop elkeen van julle het hierdie in diepte kyk na die onderwys geniet, en sal van nou af 'n bietjie met sagter ore en oë en harte na jou onderwysers en jou skoolhoofde kyk en hulle waardeer, want dit is nie 'n maklike werk nie, maar dit is wel 'n groot liefdeswerk ook uit hierdie boek het ek geleer. 'n groot liefdeswerk vir kinders en vir mense en vir die onderwys. Vir die wat graag die harde kopie van die boek sou wou bestel, kan julle 'n e-pos stuur na
Myner Martin, alles aan mekaar, mynermartin@gmail.com. Nou Martin is Ellen se beterhalf, wederhalf, haar skaduwee. Ja, haar man. So stuur gerus 'n e-posie soontoe vir die van julle wat belangstel in die boek. En soos wat die Engelsman nou sê, without further ado, hier volg dan nou die heel laaste episode van As die wêreld om jou kantel, geskryf deur Ellen Kaywood. Ek tel die gelamineerde boekmerk met bewende vingers op. 2 dun blou en geel linte is deur 'n klein geponste gaatjie geryg en in 'n netjiese strikkie gebind. Aan die een kant pryk die skoolwapen en lese in kleur gedruk. Ek draai die boekmerk om en my gesig verstar toe ek die woorde voorby lees. Gebed vir kalmte. Here, help my om die dinge te aanvaar wat ek nie kan verander nie. Gee my die moed om die dinge te verander wat ek wel kan. Skenk aan my die wysheid om die verskil te ken. Die trane vloei oor my wange en ek voel hoe die wêreld om my kantel en kantel en kantel. Ek sluit my oë. Ek weet nie hoe lank ek so gesit het nie. Maar toe ek my oë uiteindelik oopmaak, kyk ek vas in die bekommerde blou-groen oë van Lindy. Ek probeer haar nie flous met 'n skewe glimlag nie en kyk vinnig weg. Marie Bekes, ruk die hoof se stem my terug na die werklikheid. Sy is al besig met die VLR in die laaste ry. 'n Skril gilletjie gevolg deur 'n vinnige handeklap weer galm deur die saal toe sy vorentoe loop. Dis ongetwyfeld Nonkie en haar trawante. Karen Pretorius, wat op die agterste VLR-stoel sit, trek groot oë in die algemene rigting van die sondaars. Ek glimlag effens. Sedert die atletiek seisoen is Marie en Karen Nonkie se heldinne en sy skroom nie om dit te wys nie. Met die aankondiging van die nuwe VLR het sy net so te kere gegaan toe Karen na vore geroep is. Ek wonder of die kind ooit eers bewus daarvan is dat dit die laaste keer is dat sy hierdie seremonie kon meemaak. Ek glo nie. 'n Ontsettende weemoed oorval my terwyl my blik oor die honderde weerlose tienergesigte voor my gly. Al die beter weterige, uitdagende houdings wat geduld tot die uiterste kan beproef, het tydens hierdie seremonie tydelik verdwyn. Here, al waarna hierdie kinders smag is aanvaarding, sekuriteit om in te voel hulle behoort. Al wat hulle nodig het is leiding deur mense wat hulle onvoorwaardelik liefhet. Ek haal 'n skoon sneeustoetjie met bewende vingers uit die pakkie, blaas my neus en vee die trane van my gesig af. Ek gee nie eers meer om dat die kinders sien ek huil nie. Ons uittreurende hoofdogter, Anneke Silje. Die kinders klap ritmies hande terwyl sy vorentoe stap. 'n Aangedane Anneke wyf vir hulle vaarwel voor sy uit die saal verdwyn. Ons uittreurende hoofseun, Wian Moelman. Al die seuns staan soos een man op en in 'n daverende applous volg die trotse figuur totdat hy minute later by die deur uit is. Ek kan nie onthou wanneer laas hoofleiers van die skool sulke opregte eerbetoning gekry het nie. Al die stoele is nou leeg. Die hoof vra die skool om die skoollied vir oulaas vir die matrieks te sing, waar hulle nou almal buite in die matriekvierkant staan.
structuur. Is een wankelhangende vormen, strekt een grootse wankelvier. Rustig van de volksland is de volk in vaderland. De wacht van onze antwoord, ons werk met hand in hand. Ons antwoord ons zal vaststaan, en ons woord in werk in strijd. School van volkdom, trouw arbeidsvolheid. Ons wapen brand die van, we genieten je opbouw. Afrikaans wordt op ons schooldracht, ook wel onze vrouw. Bruggen diep in ons woorden, die symbool van edelheid. Alles vrouwen zonder antwoord, ons tijd van taaie strijd. Ons sal antwoord, ons sal vaststaan, en ons woord en merk in strijd. Ek sing nie vandag saam nie. Ek staar net stip na die leesitplekke voor my. Toe die skoollied verby is, beveel die hoof die graad 11s om uit te gaan en op die stoepie rondom die matriekvierkant te gaan stelling inneem, waar die tradisionele oorhandiging van die vierkant aan die volgende matriekgroep gaan plaasvind. Dit gons behoorlik wanneer 'n verligte groep juniors uiteindelik die saal kan verlaat vir pouse na die ekstra lang sit op die harde saalvloer. My oë bly vasgenaal op die prentjie voorby. Kom jy, Helene? Ruk Rassie se stem my terug na die werklikheid. Ek besef die verhoog agter my het reeds leeggeloop. Ek's nou daar, antwoord ek, maar bly staan. Dit is skielik grafstil om my. Al die klanke en emosie van die oggend se verrigtinge is vir ewig in die mure en dak ingesuig en weggesluit. Dan draai ek om en stap van die verhoog af. By die personeelkamer gaan staan ek eers vir 'n oomblik in die deur en kyk na die prentjie voorby. Die meeste personeel het reeds vir hulle versterkings gekry en het verlig op hulle stoele neergesak, dankbaar dat die uitgerekte emosionele seremonie verby is. Ek sien vir Alta Becker met 'n glas koeldrank in die hand en stap na haar toe. Alta, as jy tydjie het, moet ons 'n bietjie gesels oor volgende jaar se netbal. Sy kyk my vraend aan. Ek het 'n idee hoe ons twee 'n voorseisoen ergens kan probeer inwerk. Gaan ek voort. Hoe bedoel jy? Vra sy versigtig. Maar ek kan die vreugde versigtig in haar oë sien opflikker. Ja, jy verstaan my reg. Die krake is nog nie te groot nie, sê ek opsetlik kripties. Huh? Vra sy, nou heeltemal verward. Ek lag lekker. Ek het vanoggend besef, ek het nog nie my vervaldatum in die onderwys bereik nie. Daar is nog tyd. Help ek haar reg. Vreugde borrel soos 'n fontein uit haar uit. Sy gooi haar arms in die lug en draai rondom Tali soos 'n laerskoolkind. En nou, vra iemand uit die veld geslaan, sy gaan nie weg nie. Sy gaan nie weg nie. Hou sy aanskree en dans vrolik al om die tafel. Ek glimlag selfbewus. Oppas, jy weet ons begin môre om die program en sertifikate van die prestasie aan te druk. Dit kan my baie maklik van plan laat verander, terg ek haar. Sy ignoreer my en sak tevrede in haar stoel neer. My oë ontmoet Rassie sin oor die lengte van die vertrek. Ek glimlag skeef, want ek verstaan die boodskap wat ek in syne lees, maar al te goed. Die storm het dalk vereers verbygetrek, maar dit skuil nog naby, iewers net agter die horison vir ons albei. Ek draai om en leun oor die toonbank, terwyl ek die boekmerk om en om tussen my vingers draai. Betty Breekgoed, roep ek. Is daar dalk iewers 'n skoon koppie in jou kombuis? Ek smag na 'n koppie boeretroos. Die einde.